Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo daar, baie welkom weer by Hart en Siel hier in George. Ons is nou by ons derde uitsending van ons onkologie departement hier in George. En die groot rede is ons het nog nie gevoel ons het genoeg gesê daaroor nie. By my kuier ons weer saam met Dr. Charlene Miller. Baie welkom weer by ons en baie dankie vir jou tyd. Ons weet jy is besig. Dit is 'n groot plesier, dankie dat jy my weer kry. Daar sy. Dokter, ons het besluit om sommer hier te kom sit, dat jy vir ons kan bietjie meer vertel. Die begin van bestraling, hoe kom julle by dit uit? Wat laat jou besluit, dis nou tyd vir bestraling, as dit nie die chemo is nie? Waar lê daai middelpad om hier op te eindig? So, bestraling is maar altyd die groot onbekende, want dit is iets wat ons nie baie in die mediese beroep sien of van hoor nie. So pasiënt is altyd angstig oor dit. Maar bestraling is deel van die kankerbehandeling wanneer dit nodig is in sekere gevalle. So dis nie almal wat dit nodig het nie, net soos wat dis nie alle pasiënte wat chemoterapie nodig het nie. Met sekere kankers, veral borskanker, is daar 10-1 altyd bestraling betrokke. Wat sou die rede dan daarvoor wees? Is operasie te invasief, as mens nou daai woorde kan gebruik, of as jy vir my kan hoekom net meestal van die tyd by bors? Met die verbetering van die manier hoe ons borskanker behandel. Vroeger jare, enige pasiënt wat borskanker gehad het, die outomatiese operasie was 'n mastektomie, heeltemal verwydering van die bors. Maar met die nuwe pasiënte se borskanker diagnoses, wat gedoen kan word is hulle verwyder net 'n gedeelte van die bors waar die kanker is. Okay. En daardie pasiënte het bestraling nodig, want dit gee vir jou dieselfde uitkoms op die langtermyn as 'n pasiënt wat 'n mastektomie gehad het, solank as wat hulle net die bestraling het. Okay, want dit is maar nou net 'n stukkie en dan Dis is net dit 'n 'n kleiner stukkie. wond wat moet Presies. gesonder word. So die pasiënt se kwaliteit van lewe is beter, want kosmeties, jy voel nog steeds soos 'n vrou. Jou gesondheid, want die groot vrees is, as ek nie die bors verwyder nie, dan gaan die kanker definitief terugkom. Daai vrees is nie meer nodig nie, want die bestraling maak dat daai borsweefsel nou heeltemal skoon is, asof jy 'n mastektomie gehad het. So jy kan gerus wees, jy het jou volle behandeling gehad. Okay, as mens dan nou praat daarvan, jy het gesê in die verlede, en ek het nou toe noem ek dit vir jou. Hierdie is nou julle pragtige nuwe baba, en dit is nou baie meer gesofistikeerd. Ja. Jy sê die woord in my mond in. Hoe verskil hy van die ou een? Ek was ook deel van julle en ek sê nou vir jou van daai groot arm wat so oorgaan. Dis nog 'n bietjie intimidating. Jy weet daar gaan niks gebeur nie, maar dis bietjie intimidating. Hierdie voel kalmer. Ja. Dit voel asof 'n mens, jy lê net, daar gebeur niks nie. Hoe verskil die twee masjiene en wat was die rede vir die improvement, as mens dit nou so kan stel? So die ou masjien, hy het 'n sekere tipe energie gegee. Okay. En sy meganisme van bestraling toedien was oor 'n langer tydperiode. Met hierdie nuwe masjien kan ons moontlik die bestraling vinniger toedien Okay. met 'n wyeer range van bestralingssterktes, maar die beskerming van die normale organe is ook veel beter. En die rede dit is 'n vir dit, groot ding van die ou ene, né? Die rede vir dit is, ons praat van multi-leaf collimators. So dit is klein venstertjies, vingertjies, wat gebruik word om die normale weefsel te beskerm. Okay. Ouer masjien kon jy 'n venstertjie gebruik het soos dit. Huidige masjien gebruik jy venstertjies van millimeters. Dis baie kleiner en baie meer spesifiek. En dit maak dit baie meer noukeurig sodat jy alles kan beskerm. En met daai tegniek, die probleem vroeër was, dit vat ontsettend lank. Dan moet die pasiënt stil lê, want bestraling moet noukeurig gegee word. Ek onthou. So die pasiënt moet dan stil lê vir 15 minute, 20 minute, wat moeilik is vir pasiënte wat selfs gesond is, maar wat siek is.
en pyn het. Jy kan nie so Kan lank nie so lank lê nie, dis seer. So ons nuwe baby, hy doen dit binne 'n minuut en 'n half, waar jy dieselfde gehalte behandeling kry, veel vinniger, maar jou neeweffek profiel is veel beter. En jy kan meer mense ook assisteer, neem ek aan, as jy Baie net een van vinniger. hulle het. As jy nou praat van die stil lê, ek sien hier is 'n klomp speelgoed. Ek noem dit nou speelgoed, want ek kan nou net sien die goed was gebou spesiaal Ja. vir iets. Kan jy so vlugtig miskien net vir ons sê wat meeste van hulle is vir, want jy praat nou van stil lê. Ja, soos jy kan sien, hierdie bed wat ons gebruik, hy's 'n harde bed. Yes. Maar hy beweeg op en af, hy beweeg 360 grade, sodat ons die pasiënt mooi kan posisioneer. So terwyl ons dit doen, moet die pasiënt gemaklik is Okay. en stil lê. So ons het al hierdie toebehore om te help dat die pasiënt gemaklik is, nommer 1. Dis die belangrikste ding. So ons het kussings vir onder die knieë, ons het kussings vir onder die enkels, kussings vir die rug, ons het ekstra stitte vir die kop, vir die nek, en dit help om die posisie van die pasiënt stil te hou. Dan het ons maskers. En dis nie net vir die lelike pasiënt nie. Nee, dis maskers met 'n opening vir die gesig. Dis baie fascinerend daai goed. Dis creepy amper, né? Maar nou daai maskers word spesifiek gebruik vir pasiënte wat bestraling vir kop- en nekkankers kry. So in die kop- en nek area, hier is baie dinge wat beskerm moet word. Okay. Senuwees, oë, lense van die oë, jou vel, jou ore, die gehoorapparaat, als dit. En om dit te kan beskerm, moet ons noukeurig weet, alles is in die posisie wat hy was toe ons beplan het. En om dit te doen, sit ons die masker aan, so wanneer die pasiënt kom vir sy beplanning, CT scan, sit ons 'n masker aan. Elke pasiënt het sy eie masker. So dis 'n nuwe een wat plat En julle kom, doen dit met warm en hy water of iets, mold wat julle dit mold met daai op 'n persoon. pasiënt. Dis so interessant. Ek love dit. En outomaties beskerm daai ding nou alles in die kop en julle kan spesifiseer. Dit hou vir jou met in die bestraling. posisie in. Dit bring ons na die beplanning toe. Vertel ons 'n bietjie van die beplanning. Nou die ou hier ingeloop en gesê, "Oké, julle sê, alright, ons moet nou kyk, ons gaan bestraling begin." What then? So die eerste stap is hulle kry 'n beplanning CT scan. Dit word gedoen met die radiologie departement. Die dames wat die bestraling hier doen in Georgian, hulle neem hulle na die radiologie departement, hulle doen 'n gewone CT scan sonder enige kontras. Dit is net 'n prent wat geneem word vir ons, die onkoloog, om te teken. Okay. Want dis eintlik wat ons moet doen. Jy Ons wil moet jy inteken. moet sy Ja. profiel kry, kan Dis mens hy. maar sê. So wanneer die scan gedoen is, hulle stuur dit dan deur vir ons en die onkoloog moet dan die tumorvolume waar die kanker is of waar die kanker Die tumor, was. ek tumor is Ja, nou die Afrikaanse die woord. tumorvolume. Ek is met jou. So waar die kanker was, dit word ingeteken, of as daar nog steeds 'n kanker is, dit word ingeteken, en die area waar ons vermoed die kanker mag versprei rondom daai area en die kliere wat ook betrek kan word. So ons dek dit ten volle en dan teken ons in die organe in daai area wat beskerm moet word, want bestraling werk op die prinsip waar die bestraling deur die liggaam gaan, dis waar hy skade veroorsaak. Hy veroorsaak nie skade op die hele liggaam nie, net waar hy Daai kom, deur die selle gaan. dis hy. So die organe in daai area word dan ingeteken en beskerm. Dan word dit met behulp van die fisikus en die onkoloog en die beplanningsmense bereken die dosering wat gegee wil word. Hoe gee ons dit veilig oor 'n periode van 5 weke, 1 week, afhangende wat die dosering is en wat is die toelatings vir al die normale weefsel. Dan doen ons nou die beplan. En So wanneer dis daai 3 persone wat daai besluit dis 3 neem. persone. Okay. Wanneer daai plan nou bereken is, word hy teruggestuur na die onkoloog toe met al die limite in plek vir die normale weefsels en hulle sê dan goed, dis die plan wat jy nog gekry het. Ons gee die tumorvolume 98% van die dosering wat jy wil gee en die normale organe kry byvoorbeeld 50% van die. Dis nou om te verhoed dat enige iets sprei. Dis ook 'n bietjie Ja. sagter na buite toe is, as Ja. mens dit amper kan sê. So in 'n ideale plan kry jy baie lae dosering in die normale weefsels en 'n hoë dosering waar jy wil teiken. Maar partykeer vat die beplanning bietjie lank en daar's 'n bietjie heen en weer
want die berekening vir die normale organe is 'n bietjie van 'n probleem, veral as dit 'n klein volume is naby baie normale strukture, soos in die kop en nek area. En dan moet ons 'n bietjie herbeplan oor en weer tot wanneer ons die regte plan kry wat alles beskerm, maar die dosering reg gee. So was daar baie neeweffekte in die verlede waarmee jy moes deel? Definitief. Met die vorige masjien was daar die vel wat baie geïrriteer geword het En bruin geword het. en soos 'n brandwond gelyk Dis het. lekker, Ja, Ek onthou. die breinverkleuring en dan die blaasies wat kon vorm, dit was erge neeweffekte wat vir jare na die tyd vir pasiënte wat bestraling gehad het gepla het. En dit het veroorsaak dat die vel eintlik baie fibrose Styf ondervaar word. en styf geword Ja. het. So huidiglik die verkleuring van die vel en die sensitiwiteit van die vel na die bestraling is nie meer 'n noemenswaardige probleem nie. Ons tegniek wat ons gebruik is veel meer beskermend op daai vel sodat die pasiënte deur die bestraling veel makliker gaan. Dit is sulke goeie nuus en ons kan maar nog steeds nog 'n derde, vierde, vyfde, sesde program doen saam met jou dokter. Verskriklik dankie vir dit. Dit is vir ons as vrouens. Ek moet seker ook net bysê die mans gaan maar deur dieselfde ding. Ja. Daar is ook sekere Ja. areas wat hulle deur dieselfde goed gaan en alles is van toepassing vir hulle net soos wat vir ons. Absoluut. Dieselfde pad word geloop. So mense, julle moet agter julleself kyk en weet net dat hier in George het ons van die beste in die land. So ons sal definitief weer by julle kom kuier en dalk bietjie meer nog leer van daai tegnikuste. Dankie vir jou tyd, dokter. Baie dankie vir dit. En dan vir julle tuis, dankie vir julle tyd. Ons sien julle weer op 'n volgende keer. Totsiens.